by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis vir ons stadiger ding, dieper kyk en ontdek hoe Jesus nie net belangstel in wat ons doen nie, maar ook in die stemme waarna ons luister. Nou, want lank voordat 'n lewe uit mekaar val, lank voordat 'n verhouding breek, lank voordat iemand ver van God af eindig, is daar gewoonlik eers 'n fluistering. Dis amper nooit dramaties aan die begin nie. Niemand word een oggend wakker en besluit skielik, vandag gaan ek my hele lewe vernietig nie. Dit gebeur baie subtieler as dit. Dis klein gedagtes, klein verskonings, klein kompromieë wat stadig normaliseer totdat dit later jou hele rigting verander. En dit is presies hoe sonde werk. Sonde skree selde, dit fluister. Dis hoekom die slang in Genesis 3 nie vir Eva aanval met geweld nie. Hy begin met 'n vraag. Het God regtig gesê? Een klein fluistering van twyfel, een klein skui weg van vertroue, want die vyand verstaan iets wat ons baie keer vergeet. As hy jou denke stadig kan skuif, sal jou hele lewe uiteindelik volg. En eerlikwaar, baie van ons ken daardie fluistering goed. Dis nie so groot saak nie. Almal doen dit, jy verdien dit, net hierdie een keer. Niemand sal weet nie, jy kan dit beheer. Dis hoe kompromieë begin. Nie as 'n rebellie nie, as 'n redelikheid. Dit voel aanvanklik logies, selfs geregverdig. Dis hoekom die gevaarlikste sondes gewoonlik die een is waarvoor ons die beste verduidelikings het. Kyk net na Saul in 1 Samuel 15. God gee vir hom 'n duidelike opdrag, maar toe Saul die mooiste diere sien, begin die fluistering. Hou net 'n paar terug. Dis eintlik wys, jy kan ons vir God daarmee offer, en skielik klink ongehoorsaamheid ongelooflik geestelik. Saul oortuig homself dat kompromie eintlik aanbidding is. Dis scary hoe maklik mense dit steeds doen. Ons noem materialisme wysheid, ons noem bitterheid onderskeiding, ons noem wellus nuuskierigheid, ons noem beheer verantwoordelikheid, ons noem skinder gebedsversoeke. Want sonde het nie goeie redes nodig nie, dit benodig net goeie verskonings. En die probleem is, wat jy in die oomblik toelaat, begin jou dikwels later beheer. Dis hoekom klein kompromieë so gevaarlik is. Niemand beplan om verslaaf te raak nie, niemand beplan om emosioneel weg te dryf van hulle huwelik nie, niemand beplan om koud teenoor God te word nie, maar klein fluisteringe word gewoontes word patrone, en patrone word uiteindelik identiteit. En dis dalk hoekom sommige mense vandag geestelik uitgeput voel, want diep binne-in weet jy daar is sekere fluisteringe waaraan jy al te lank aandag gee. Jy weet daar is areas waar die Heilige Gees al lank met jou praat, maar jy hou aanrasionaliseer. Jy probeer vrede maak met iets waarmee God jou eintlik wil bevry. En tog, hier is die ongelooflike ding van Jesus. Hy spreek nie kompromie aan om jou te verneder nie, maar om jou vry te maak. Dis hoekom Jesus in Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, en dit in oorvloed. Jesus probeer nie jou vreugde steel wanneer hy gehoorsaamheid vra nie. Hy probeer jou red van die dinge wat jou stadig vernietig. Want elke fluistering van sonde beloof uiteindelik iets wat dit nooit kan gee nie. Dit beloof vryheid, maar dit bring binding. Dit beloof troos, maar dit bring leegheid. Dit beloof lewe, maar dit steel dit stadig weg. En dalk is die vraag vandag eenvoudig, na watter stem luister jy die meeste? Want die stem wat jy die meeste vertrou, vorm uiteindelik jou lewe. Daarom glo ons hier by die nommer 1 netwerk vir jou lewe, dat disippelskap nie net gaan oor groot geestelike oomblikke nie. Dit gaan oor die klein daaglikse keuses van wie se stem ons gaan volg. Die fluistering van kompromie of die stem van Jesus wat steeds sag, maar duidelik sê, volg my. Tot môre, mooi loop.